Goed, ons kyk nou na trigrafieke. Trigonometric graphs. This section is for grade 11 and grade 12. Grade 11 and grade 12. They have basic forms. And that learns you to recognize the graph. Hulle het basiese vorms. En dit leer jou om die grafiek te herken. So, ons kom eers by die singrafiek. Y is gelyk aan sin x. Nou hierdie grafiek, as jy hom so trek, 90, 180, 270, 360, en jy het minus 1 en 1, dan maak ek maar so grid altyd. En dan trek jy die grid so. En dan 360 sal eerder daar so wees. Goed, dan het jy hier jou y-as en het jy jou x-as. So, 0, by 0 is hy 0, by 90, want dis 90, 180, 270, 360. So hy gaan op, dan draai hy, dan kom hy af, dan draai hy, dan gaan hy op. So 'n singrafiek se basiese vorm lyk so. Dan kom ons by die kosgrafiek. Y is gelyk aan cos x. En as ons hom trek, ons maak vir onsself maar 'n grid 1, 0 en min 1, hier is 90, hier is 180, hier is 270 en hier is 360. Dan trek ons hulle nou. En die kos is by 0 is hy 1, dan is hy by 90, 0, by 180 draai hy, 270 en 360. So die kos lyk so. En dan het ons die y is gelyk aan tan. Ekskuus, so. Dan, ons trek ook weer ons as. Ok. So dis 90, 180, 270, 360. En ons tangrafiek, ok, daar is 1 en hierso is minus 1. Nou ons tangrafiek is ongedefinieerd by 90 en by 270. Dis al die plekke waar tan x 0 is. Ok, nou cos x 0 is. Nou trek jy en jy het altyd 1 en 45. So jy het by 45, dan by 135 het jy weer minus 1, 180 is 0 en 270 is 1. En 360 gaan jy weer daar begin. So hierdie grafiek loop so, dan gaan hy so. Hy loop so, dan gaan hy so. Nee, wag 'n bietjie, ek net hierso iets reggemaak. Hy is hierso by 225 is hy 1.
So, hy gaan dan so, dan loop hy so met 'n bol en dan gaan hy so op. En hier begin hy weer hieronder en dan stop hy. Nee, hy's 0 daarso. So hierso is hy -1 by 315 grade, dan kom hy so en daar is hy 0. So tans se grafiek lyk basies so, dan kom hy so en dan lyk hy weer so. En tussenin loop die ongedefinieerdes. Reg. So nou kyk ons kyk nou hierso is die periode om hierdie golfie te voltooi gaan oor 360 grade. So sy periode is 360. Sy amplitude is die getal wat voor die sin staan. So sy amplitude is gelyk aan 1, maar hy is altyd positief. Want amplitude is eintlik die maksimum minus die minimum. Gedeel deur 2. So, jy het nou hierso 1 minus 1 op 2. Dit gee vir jou 2 op 2 en dis 1 en dit stem altyd ooreen met die getal voor die funksie. As ons so kyk, so sy hoogste waarde is 1 en sy laagste waarde is -1. En dis waar jy dit vandaan kry. Goed, nou het ons y cos x. Dit is sy periode. So sy periode wat hy vat om sy vormpie te voltooi is so en dis ook 360. Dan sy amplitude. Amplitude is ook die getal wat voor hierso staan en daar staan eintlik 'n 1. So sy amplitude is gelyk aan 1. Of jy kan ook sê die maksimum is 1 en die minimum is -1. So die amplitude is ook dan maksimum minus minimum gedeel deur 2. So dis 1 min 1 gedeel deur 2 en dit gee vir jou 1. Goed, by die tan, sy periode om iets te voltooi is 180 grade. So tan se periode is gelyk aan 180 grade. Tan het ook geen amplitude nie. Geen amplitude nie. No amplitude. Because it goes from negative infinity to positive infinity. So there's no amplitude. En dan het tan asymptote. Dan het asymptote. Is hierdie waar hy ongedefinieerd is. So, sy asymptote hierso is x gelyk aan 90 of 270. En dis nou die basis van die grafieke wat jy moet weet. Verskillende variasies van die
singrafiek. Different variations of the sine graph. You may use your calculator to draw the graph. Jy mag jou sakrekenaar gebruik om die grafiek te teken. So, ons wil nou teken y is gelyk aan min sin x. En ons doen dit van 0 grade tot 360 grade. So, en jy gaan maar 'n tabelletjie ook moet neerskryf. So, x en y, dan maak ons dit maar 0, 45, 90, 135, 180, 225, 300, 315 en dan sit ons nog by 360. Okay, en met 'n Casio, ek sal hier so skryf, ek doen dit met 'n Casio, FX 82 ES plus. Goed, nou gaan jy insit in jou calculator, jy sê, daarbo is 'n sleuteltjie wat sê mode, en dan kies jy mode 3. Then you will get fx is equal to, and then you will put in -1, and then you put sine x, and then you put alpha x that is above the bracket. So you will see on your screen, you will see fx is equal to -1 sine x, and that stands in a bracket. Then you get the word start, kry die woordjie start, dan sê jy 0 grade, dan sê hy die woordjie end, dan sê jy 45 grade. Nee, ek jok.
En ons terug, net 'n bietjie terug gaan. Jy gaan end by 360 en dan maak jy jou steps, maak jy dan 45. So, nou gaan jy begin invul. Jy begin by 0, jy end by 360 en jou stoppies is 45. Nou kry jy 0, 0, 45 en minus 0,7. En 90 is dan minus 1 en 135 is weer minus 0,7 en 180 is 0 en 225 is 0,7 en 300 is 1, 270, ekskuus, daar het ek 'n fout, vergewe my maar my ou foutjie, dit moet 270 wees, en dan is dit 315 gee vir jou 0,7 en 360 gee vir jou 0. Dan teken jy nou vir jou grafiek. En ons maak hom so, en in die helfte, en in die helfte, en in die helfte. Ok, ek teken gou my grid. En hierso gaan ek 1 en 0 en minus 1. En hierdie is die y-as en hierdie is die x-as. En dan maak ons nou. So ek gaan nou eers die gewone singrafiek, want die gewone singrafiek is by 0, 0, by 90 is hy 1, by 180 is hy 0, by 270 is hy minus 1 en by 360 is hy 0. So die gewone singrafiek gaan op, af, op. En dis die y is gelyk aan sin x. Maar nou gaan ons inteken y is gelyk aan min sin x. So by 0 is hy 0, dan by 45 is hy minus 0,7, by 90 is hy minus 0,1, dan is hy by 135 weer 0,7, 0, dan is hy by 135 weer, is hy 0,7, en by 270 is hy 1, en by 315 is hy weer 0,7 en 0. En hulle dan loop hy so. Kan jy sien presies teenoorgesteld van sin, en dis y is gelyk aan sin x. En ek het ietsie vergeet, ek het vergeet om die asse te merk. So, ek sal sê 90, 180, 270, 360. Goed, nou die eerste ding is, die periode is, hy is nou wel min 1, maar hy is altyd so, kom ons sê, ok, die periode is, hy loop oor 360 om sy golfie te voltooi, periode is 360, sy amplitude is maksimum minus minimum gedeel deur 2. So die maksimum is daarso, is 1, minus die minimum is hierso, minus 1, op 2, en dit gee vir jou 2 op 2, en dit is gelyk aan 1.
Ok, ons gaan nou kyk na y is 2 sin x en y is sin 2x. We're going to look at y equals 2 sin x and y equals sin 2x. Right. So we do the usual sign graph so that we can see how it differs. Now 2 means that the 2, when you multiply the function by 2, it's going to stretch the graph. But if you're going to have 2x at the angle, it's going to shrink the graph. 2 voor die sin gaan die grafiek uittrek en 2 voor die hoek gaan die grafiek in mekaar trek. So ons vul nou in, fx is 2 sin alpha x, maak toe die hakkie is. Nou start ons by 0, ons eind by 360 en ons stap is 45. Goed, nou kyk ons. By 0 is hy 0. By 45 is hy 1,4. By 90 is hy 2. By 135 is hy weer 1,4. By 180 is hy weer 0. By 225 is hy minus 1,4. 270 is hy minus 2 en 315 is hy, ek het enetjie uitgelos alweer. Hier moet nou nog enetjie aankom. So hier sal nog kom 315 en hier moet nog aankom 315 en hier moet nou nog aankom 360. So 315 gee vir jou minus 1,4 en 360 gee weer vir jou 0. Goed, nou gaan ons hierdie grafiek teken. Trek nou eers die grid. Okay, I draw the grid. Nou gaan ons eers die normale grafiek teken. Ek gaan hom soos in rooi maak. Hy is 0, 1, 0, minus 1, 0. Maar nou gaan ek die volgende grafiek trek. En hy is nou 0, 1,4. Ja, by 45 is hy 1,4. Dan by 90 is hy 2. Ja, 1,4 is nie daar waar ek gesê het hy is nie. Hy is bietjie hoër. 1,4 is omtrent hierso. En dan sy weer by hierdie een, by 135, sy weer 1,4 en by 180 is hy 0.
Dan by 215 is hy minus 1,4, by 270 is hy minus 2, en hierso by 315 is hy weer 1,4 en by 360 is hy 0. So hy loop so op, so op, so op, so onder toe, so op. En dis die grafiek van y is gelyk aan 2 sin x. Goed, as ons hom nou kyk, sy periode is ook 360. Sy amplitude is 2, want y is 2 sin x. Jy kan hom maar toets ook. Maximum minus minimum gedeel deur 2 is 2 minus 2 gedeel deur 2 en dit gee vir jou 2. Goed, wat het die 2 gemaak? Nou, as jy nou daar het, y is gelyk aan y is gelyk aan 2 sin x. Die amplitude, die 2 het die grafiek gerek. The 2 stretched the graph. Kan sien as jy hom trek, dan is hy nou verder uit mekaar. Goed, nou kyk ons na die volgende ene. Die sin 2x. Ek gaan hom in blou maak. So, jy het nou, y is gelyk aan sin 2x. Ok, nou maak ons weer die storieetjie hierbo. Jy gaan dieselfde hierdie gebruik, jy gaan dieselfde gebruik, hierdie start en end en stoffies. Gaan jy dieselfde gebruik, maar nou gaan jy sê, fx is gelyk aan sin 2 alpha x, né? Dan as ons dit insit, kom ons trek ons blokkie. X en y, nou 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Nou sit ons hom gou in. Goed, dit gee dan vir jou 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, minus 1, 0. Ok, kom ons teken gou die grid.
90, 180, 270, 360. Ek teken gou die grid. Ok, nou vul ons in. Gaan hom nou in blou trek. Bietjie dikker maak. Ok, nou begin ons. Eers die gewone singrafiek. Die gewone singrafiek is 0, 1, 0, minus 1, 0. Hy gaan so. Dus y is gelyk aan sin x. Nou trek ons hierdie een wat ons moet teken. Ons maak hom nou in blou. So hy is 0. Hy is 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0. So hierdie grafiekie lyk nou so. Nee, maar hy moet nie so styf wees nie, waar ek hom oordoen. Hy moet kurwes maak, kurwes maak, kurwes maak, kurwes maak, kurwes maak. Was hy. En die brou is die y is gelyk aan sin 2x. Hier verskil jou periode, want jou periode werk met die hoek. So jy gaan nou sê, by die periode gaan jy nou sê 2x wat jy van die hoek af kry, is gelyk aan die normale periode wat 360 is, dan deel jy dit deur 2, en dan kry jy x is gelyk aan 180. So as jy nou na hierdie grafiek kyk, gaan jy sien, elke 180 grade word die periode herhaal. Daar maak jy 'n volle golfie, en daar begin die tweede golfie. En hier begin die tweede golfie. Ok. So jou periode is 180, maar jou amplitude is gelyk aan 1. Is gelyk aan 1, want voor die grafiek staan net 1. So, hy het nie hoër of laer gegaan nie, maar die periode het verander. So as iets aan die hoek verander, verander die periode, maar as iets aan die funksie verander, verander die amplitude.